In hierdie geval is waterstof is eintlik negatief. Laat ek net gou mooi dink hierso. Hierdie is chloor, hierdie is waterstof, waterstof is positief. So in hierdie geval is koolstof negatief, want onthou koolstof in groep 4 kan positief of negatief wees, né? En waterstof is positief, 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 positief. So hier kan 'n reaksie plaasvind want 2 redes. Nommer 1, positief en negatief trek mekaar aan en nommer 2, hy gaan in en hy gaan daardie binding breek heeltemal. Pieter, sit weg jou selfoon. Sodat 'n reaksie kan plaasvind. Okay? As jy kyk na hierdie ene, hier kan hy ook ingaan om daai dubbelbinding te breek, maar dis 'n negatief en 'n negatief en wat gaan negatief en negatief doen? Mekaar afstoot. So hy gaan nader kom en mekaar afstoot en weggaan. So hy gaan nooit actually collide nie. Hierso sien jy, gaan dit glad nie werk nie want hy gaan net bumpercars met ons speel, hy gaan bots met hom, maar hy gaan nie daai binding actually breek wat hy wou breek nie. En dieselfde ding hierso. Okay, so hy moet die korrekte oriëntasie hê. So dink net gaan al die botsings wat plaasvind wat nie actually tot 'n reaksie lei nie. Dis insane. Okay, dis dieselfde hierso. Hallo en kan ons nou maar ken dit geen reaksie. Hallo vir geen reaksie. Want jy kan 100 mense ontmoet. Geen reaksie. Selfde ding daar. So is 'n miracle dat daar actually reaksies plaasvind. En dan is die volgende ding, so daar moet 2 goeters wees. Die een is die korrekte oriëntasie en dan die tweede ene is genoegsame kinetiese energie. Genoegsame kinetiese energie beteken dit moet energie wees meer of groter as die aktiveringsenergie vir die reaksie. Okay. Goed, so kom ons sê ek het al hierdie laaste gebruik, maar ek sal hom weer gebruik. Dit is confirmed, ek is 'n koffiesnob, né? Weet julle dit al? Né? Ja, okay. So, maar nee, was dit laasweek ergens, vra iemand vir my kan sy koffie aanbied. Sê ek soos, lekker. Wat se koffie het jy? Sê hulle soos nee, die koffie of 'n sakkie, maar ek gaan sê 'n sakkie. Dis ook nie gesê. Soos ek sal dit nie politely water drink in ons geval. Okay? So sê nou maar my man maak my in die oggende wakker met die koffie. Sal ek opstaan? Nee, ek kan nie, ek is nog dood. Sakkie koffie, glad nie. Filter koffie, maybe sal ek my een nog groot maak, maar ek moet daar hoor vir 'n koffiemasjien waar die bone vars grind, dan sê ek sê, I'm awake, ek staan op. En dan voordat ek julle lieflike gesiggies kan wys, moet ek 'n tweede kop koffie hê, né? So dit is my aktiveringsenergie. My minimum energie benodig om actually te kan funksioneer is 2 goeie ordentlike koppies koffie. Maar nie almal is so snaaks soos ek nie. Ek weet ek is 'n moeilike mens. Okay? Wat drink jy in die oggend? Plancher koffie. Okay, wat drink jy in die oggend? Riet koffie. Wat drink jy in die oggend? Lekker koffie. Ook lekker koffie? Ja, lekker. Okay. Goed, so ek het letterlik in my huis het ek 'n beker die koffie en ek het sakkie koffie vir mense wat nie filter koffie of wat ek al koffie verkies, maar as baie mense wat sê dis sterk, sorry hulle lekker nie, wat ek al. So okay, so almal is anders. So elke mens het ander minimum energie benodig om 'n reaksie te laat plaasvind. Soos my dogtertjie is 2 en sy hoor haar koffiemasjien en dan gaan sy sit so dan sê klaar. Dit beteken klaar geslaap. En dan gaan sy dan gou sy vir die dag. So ek envy daai energie wat sy het. En dit maak my ook moeg. 3 koppie koffie om haar te wys. Okay, so elke een se minimum energie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind is anders. Okay, so dit noem ons aan minimum energie is die aktiveringsenergie. Okay, so ek kan nou swaal is 'n geel poeier en yster, 'n vuilsels, silwerpoeier bymekaar sit. Meng. Maar daar sal absoluut niks gebeur nie. Ek gaan dit eers baie moet warm maak. En dan gaan daar 'n chemiese reaksie plaasvind waar daar gas afgegee word en jy weet voordat die reaksie nou plaasvind. So ek gaan moet hom eers warm maak. So dit is nou yster en swaal. Eers baie energie bysit voordat daar 'n reaksie plaasvind. Maar as ek net 'n stukkie natrium bo op water sit, dan slaan hy spontaan aan die brand. Sy aktiveringsenergie is byna 0.
Okay? So elke reaksie is anders en elkeen se minimum energie vir die reaksie om plaas te vind is anders. Is julle met my? 2 goed nodig vir die reaksie om plaas te vind, die regte oriëntasie en genoegsame kinetiese energie, genoegsame hitte, genoegsame bewegingsenergie. Wat beteken genoegsame? Groter as die aktiveringsenergie. Groter of gelyk aan. Is julle met my? Okay. Goed. So, in daardie geval gaan ek nou teruggaan na bladsy 3 toe. Nou, as jy nie 'n notas het nie, gaan ek vir jou 'n bladsy gee. Ek gaan vir jou 'n bladsy gee. Okay, en weer, ek wil nie jou date nie hoor, ek sê maar net, ek wil nou nie rond stories rondloop, dat ons die juffrou wat pases maak aan 'n skoolseun nie. I'm good. Okay. Goed. So, hierdie is belangrik, hierdie is nog hersiening van graad 11. Okay, so jy kan sien, is nog deel van my hersiening gedeelte van graad 11, waar ons moet net kyk, nou weer, hoe lyk energie grafiek? As jy nie jou notas het nie, asseblief. Ek kan gedigte skryf al oor. Vars koffie. Soos daai gereek. Ek weet myself inhou. Ja? Hoekom lag julle? Wat so? Ja, nee, ek is regtig, ek koffie en ek kos snaap, dis 'n groot probleem in my lewe. Sê weer? Nee, ek sal oorleef. Ek sal liewer geen koffie drink nie as wat ek slegte koffie drink. Ja. Okay. Goed, so hierdie noem mens 'n potensiële energie reaksie koördinate grafiek. Okay. Hulle praat ook baie keer van 'n reaksie tydgrafiek en hulle praat ook baie keer van 'n reaksie potensiële energie verloop van 'n reaksie grafiek. Okay, nou juffrou, hoekom sê jy die X as sulke complicated as? Okay, want jy wil net wys hoe die energie verander van die produkte. Maar baie keer gebeur 'n reaksie in splitsekondes. Soos letterlik baie keer is die reaksie soos klaar. En dan kan jy nie mooi al die verskillende fases en gedeeltes van die reaksie sien nie. So hulle praat baie keer van reaksiekoördinate, die verskillende tye of die verskillende fases waardeur hierdie chemikalie gaan. Okay, en dan het ons hierdie kant potensiële energie en sy eenheid gaan wees kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Okay, so die voorbeeld van die reaksie wat ek hier het, sê vir jou, jy begin met die reaktante, daar is nou obviously in Engels, reaktante met X hoeveelheid energie, en dan raak die energie hoër, meer van die reaktante, en dan raak die energie baie minder. So hier het, in hierdie reaksie, het al die chemikalie energie weggegee, hy het meer energie weggegee, as wat hy ingeneem het. Wat noem jy so tipe reaksie? 'n eksotermiese reaksie. So hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Okay. So hier het die reaktante 'n sekere hoeveelheid energie gehad. Hierso het ek vir jou 'n voorbeeld van 'n reaksie. Ek sê vir jou sink en soutsuur, hulle het 'n sekere hoeveelheid energie gehad. Nou wil jy in hierdie kinders nou sink en jy het soutsuur. Jy wil nou daardie verbinding breek daar. Okay, nou om 'n binding te breek, nodig jy energie. Om hulle uitmekaar uit te haal, nodig jy energie. Okay, so om daai binding te breek, nodig ons praat van
dissosiasie energie, of hulle praat van, die ander woord is, aktiveringsenergie. Okay, so hulle praat van dissosiasie energie of aktiveringsenergie. En wat het ek dink ek het 3 of 4 keer gesê, dis die minimum energie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind. Minimum energie benodig dat hierdie reaksie actually plaasvind. Okay. Sien jy beter? So semi. Okay. Goed, so daai is om al daai bindings te breek. En dit is, ek gaan nou daar so maak, daai is of die aktiveringsenergie of die dissosiasie energie. Daai dissosiasie energie is my eie afkorting, hoor, daar's nie 'n formele afkorting nie, maar die aktiveringsenergie kan jy gebruik. Hulle gebruik of 'n hoofletter A of 'n klein letter A. Maak nie saak nie. Dan wat jy dan nou tegnies het, is klomp, en hierdie sink het natuurlik ook nou, dit was in 'n crystal lattice, 'n kristalrooster, waar die sinkdeeltjies net so aan mekaar gesit word. Want sink is mos 'n metaal, en hulle het 'n metaalbinding, so het net al die sinkatome wat so langs mekaar sit. So daai sink word ook nou uit mekaar uitgehaal. Okay? So wat jy hierbo het, is jy het die sink-ione, en jy het waterstof-ione, en jy het chloor-ione. Is ione stabiele goeters? Nee, hulle is super onstabiel, want hulle orbitaal is nie gevul nie, elektrone is nie gepaard nie, bla 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 bla. So daai ione daar is onstabiel. Dis hoekom hulle so hoë potensiële energie het. Hulle beweeg verskriklik rond, want hulle wil graag 'n maatjie maak. So daai ding daarbo, ek sien ek maak dit in 'n hoekige hakies om te wys konsentrasie van ione. En daai hierbo word genoem die geaktiveerde kompleks. Al hierdie woorde moet jy nou wees soos, o ja, want jy moes al dit gehoor het. Geaktiveerde kompleks. Okay, is daar deurbo? En nou rearrange hulle en hulle bind met mekaar as hulle die regte oriëntasie het en dan is hulle soos orbitale gevul elektrone gepaard en dit gee weer energie af. En as hulle daai energie afgee, word dit genoem die bindingsenergie. Die bindingsenergie. Dis die energie wat afgegee word wanneer bindings vorm. Die energie wat afgegee word wanneer bindings vorm. Okay. En ons kan hierso sien, hierdie is 'n eksotermiese reaksie, want ons sien die bindingsenergie is groter as die dissosiasie energie. Daar word meer energie afgegee as wat daar ingeneem word. Okay. En dan het jy dan nou die energie van die produkte. So hierdie is 'n eksotermiese grafiek. Okay. So hierso het ek nou vir jou gewys reeds, die aktiveringsenergie is van daar tot daar, is die aktiveringsenergie. Dan wil ek jou nou nog iets gewys het, ons gepraat van die geaktiveerde kompleks. Hoe sou hierdie grafiek verander as ons 'n katalisator bysit? Die aktiveringsenergie word minder. Okay? So hier gaan jy op en dan gaan jy af. So daai dotted line is as jy 'n katalisator bysit. So die energie van die reaktante en produkte is presies dieselfde. Dit verander nie. Al wat verander is die aktiveringsenergie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind. Okay. Nou as hierdie as tyd was, as die x-as tyd was, wat 'n katalisator doen, is hy versnel die reaksie. Okay? Dan sou hierdie ene daar dalk geëindig het. Okay? So as hierdie x-as tyd was, dan sou hierdie dotted line hier gewees het en dan daar gegaan het. Okay? Maar as dit reaksiekoördinate is, menende
wat is die energie van die produkte, wat is daai energie, dan eindig en begin jy op dieselfde plek. OK, goed. En dan is al laaste ding wat ek julle wou sê, so, om te weet, of om te kyk of hierdie 'n ekso of 'n endotermiese grafiek is, as jy kyk na net die gebalanseerde vergelyking, dan gee hulle vir jou daar, komma, delta H. Wat is daai delta H se naam nou weer? Sy naam is die entalpie, of die reaksiehitte. Die entalpie of die reaksiehitte. OK, en jy kan sien hier, so sê hulle vir jou die entalpie of die verandering, delta beteken verandering. So dit is eintlik om die entalpie uit te werk, is die energie van die produkte minus die energie van die reaktante. OK, so as die produkte se energie mos nou laer is as die energie van die reaktante, dan gaan hierdie ding vir jou 'n negatiewe waarde gee. Minus 0 kleiner as 0 is 'n negatiewe waarde. So daai sê vir jou dis 'n eksotermiese reaksie, en om hom aan te dui op jou grafiek, of waar jy hom kry op jou grafiek, is hier die verskil tussen jou energie, jou reaktante en produkte, die energie van jou reaktante en produkte. Daai is jou entalpie. Yes? OK. Hoe sal 'n endotermiese grafiek nou weer lyk? Ja, terug gaan. Ja. So. Ja. Daai is 'n endotermiese grafiek. OK. So jy moet weet vir graad 12 hoe om hierdie grafiek te teken. OK, so jy moet hom kan teken en jy moet hom kan interpreteer. Hulle kan vir die grafiek gee en dan kry jy nou inligting vanaf die grafiek. OK, maar ons gaan hom oefen so 1 of 2 keer. Maar ons gaan nog grafieke ook doen. OK. Ja, voordat ek met daai begin. Wel, ek het volle aandag hê. Right, so, ons is klaar vir vandag. Maar julle gaan môre dan daai klas toets.